Ons het die afgelope 3 weke het ons gepraat oor die visie in ons van ons gemeente. Ken God, vind vryheid en gaan maak 'n verskil. En weet jy, toe ek in hierdie week net stil word vir die Here, sê Here, wat wil U vir ons sê? Het daar so amazing ding gebeur en die God het net met my gepraat en ek wil hê jy moet vanoggend jou Bybel oopmaak saam met my by Psalm 84. En is so 'n bekende gedeelte in die skrif of baie gelees en dit praat oor die wonings van die Here en dit klink baie keer en die Here het net vir iets oopgemaak wat so amazing is. Hoe lieflik is U woning, o Here. Dit is die tema van vanoggend se boodskap in Psalm 84 sê die tweede vers sê die psalmdigter, hy sê hoe lief het ek U woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Die 53 vertaling sê as volg, hy sê, hoe lieflik is U woninge, o Here van die leerskare. Die derde vers sê, my siel verlang, ja, smag na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. En dit is so, jy kan sien dat hierdie psalmdigter het die Here lief en hy wil in die teenwoordigheid van God wees en hy wil naby God wees. En weet jy wat, God wil nie net naby my en jou wees nie. Hy wil homself aan my en jou openbaar en hierdie psalm begin met hierdie ongelooflike verklaring. Hoe lieflik is U wonings, o Here. Here van die leerskare. En weet jy wat die psalm is die Ou Testament, praat van die tempel. Jy weet die tempel wat in Jerusalem gebou is, die plek waar God se teenwoordigheid onder sy volk gevestig word. Ons gaan iewerste gaan ons oor die tabernakel en oor die tempel praat, die verskillende dele. Maar ek wil hê jy moet vanoggend luister, dat dit is waar God se teenwoordigheid was in die tempel. En daar moes na hierdie tempel toe gegaan het as hulle teenwoordigheid van God gesoek het. En hulle kon nie eens in die teenwoordigheid van God ingaan nie. Die hoofpriester moes dit doen. En weet jy wat, as ons kyk na die Hebreëse woord wat hier met wonings vertaal word, is dit mishkan. Ek praat nie baie uit Hebreëus uit nie. Maar dit beteken om te woon, om te bly, om in die midde te wees van iets. En dit is wat hierdie psalmdigter van praat. Hy sê, hoe lieflik is dit om in die teenwoordigheid te wees, o Here, van die leerskare. En is dit lieflik in die teenwoordigheid van God? Kan jy almal sê vanoggend? Dis lieflik in die teenwoordigheid van die Here. Dit beteken om te woon, te bly en om in die midde te wees van. Maar die wonderlike gedagte is ook dat saam met hierdie Hebreëse woord is daar ook 'n ander betekenis, is dat God homself vir ons wil openbaar. Ek kan in iemand se teenwoordigheid wees, maar ek kan hom glad nie ken. Ons het mos daaroor gepraat. Maar God wil hê dat ons in sy teenwoordigheid moet wees en daarmee saam wil hy hê dat hy homself aan ons moet openbaar. God sê eintlik, ek wil nie net tussen julle woon nie. Ek wil hê julle moet my ken. Ek wil my hart aan julle openbaar. Ek wil hê julle moet my goedheid ervaar. En God se teenwoordigheid gaan dis nie bloot oor 'n plek nie. En wat ons die afgelope 3 weke oor gepraat het, dit gaan oor 'n verhouding, 'n tasbare goddelike verhouding met die God van hemel en aarde. En dan kom die wonder van die Nuwe Testament, die plek waar God woon, is nie meer 'n gebou nie. Dis nie meer 'n tabernakel, dis nie meer 'n allerheiligste nie. Maar God woon in sy mense. 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. En daarom is die boodskap van Psalm 84 vanoggend is dit persoonlik aan my en aan jou. Hoe lieflik is U wonings, o Here. En in die eerste plek wil ek vir jou sê dat God het gekies om by sy mense te bly. God het gekies. Hy kon in die hemel gesit het en hy kon van daar af regeer het. En luister wat sê Eksodus 25 vers 8.
ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek met 'n hoofletter God Almagtig in hulle midde kan woon. Dis die opdrag wat hy gegee het, dat daar 'n heiligdom gemaak moes word, daar moes hierdie plek geskep geword het, sodat hy, God Almagtig, by hom, of dat hy by hulle kan woon, in hulle midde kan woon. En ons sien dit reg van die begin van die skepping af. Toe God saam met Adam en Eva, in die aand het hy saam met hulle gewandel. Hy wil deel wees, hy soek 'n verhouding met my en met jou. En dink daaroor, God het nie nodig gehad om tussen die Jode, tussen die Israeliete te woon nie. Hy kon in die hemel gebly het en hy het gekies. Hy het 'n keuse uitgeoefen, sê ek wil graag in die midde van my volk woon. Hy kon nie ver bly nie. Hy kon nie op 'n afstand bly nie. Hy kon nie 'n afstand hou tussen hom en sy mense nie. En dis vandag nog so. Dis kom hy sê, maar 2 of 3 in sy naam, daar is ek in hom. Ek woon onder die lofsange van my volk. God sê ek wil in jou midde wees. En dit wys ons vir ons iets oor die hart van God. God begeer 'n verhouding en ons het daaroor gepraat. En God is nie 'n God wat homself ver kan weghou van jou en van my af nie. Ek lê jy moet dit hoor vanoggend, want dis die kruks van die boodskap. God wil nie ver van jou en van my af wees nie. Hy wil by ons wees. Hy sê 'n God wat nader kom. Hy kom na Abraham toe. Hy woon tussen Israel en Jesus kom as die Godheid na die aarde toe, om tussen ons te kom wandel. En deur die Heilige Gees vandag kom hy en hy woon in my en jou. In Johannes 14 leer ons dat die Heilige Gees by ons sal wees en in ons sal wees. En dit was nog altyd God se begeerte. Hy het gekies. Ek wil graag by my mense wees, by my kinders wees. Ek wil nie hierdie afstand God het wees nie. En ek en jy is vanoggend nie net iemand wat God aanbid nie. Ek en jy is iemand by wie God gekies het om te woon, om 'n woning te maak. Hoe lieflik is u wonings, o Here. En soos ek gesê het in die tweede plek, God se woning is ook God se openbaring. Hy wil nie net by ons woon nie, maar hy wil met ons bemoeienis maak. Hy wil ons sy hart laat leer ken. En daai woordjie mis kan dra die pragtige gedagte van openbaring. Dit beteken dat God se teenwoordigheid nie net beteken God is hier nie, maar God wil homself aan jou en my openbaar. Hy wil hom bekend maak. God wil hê jy moet hom ken in die krag van sy opstanding. Nie net die kennis oor God hê nie, maar God ken as 'n persoonlike verhouding. En Jesus sê vir ons in Johannes 17 vers 3, hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, en ons het dit 'n paar weke terug gelees, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dit is die ewige lewe. Here, dat ons u kan leer ken. Ons u kan leer ken. Dit moet nie net 'n afstand ding wees en God die Vader sit daar op 'n troon en hy's daar ver in die hemel nie. Die Godheid wil naby ons kom woon en binne ons kom woon en sodat ons hom kan ken. Sodat ek kan weet wie God is vanoggend. Wie my God is. En let daarop dat Jesus nie bloot sê dat die doel van die ewige lewe is om hemel toe te gaan. Hy sê die ewige lewe is, Here, dat ek u sal leer ken. Jy sien, as ons God op die aarde kan leer ken, en dit is moontlik, as ons God op die aarde gaan leer ken, die dag as ons in die hemel kom, gaan dit nie vir ons 'n surprise wees nie. Gaan dit nie hierdie, wie is dit nou? Ek ontmoet my God en ek ontmoet Jesus en dis hierdie vreemdelingskap amper wat gebeur nie. Maar as ons God nou kan leer ken in die krag van sy opstanding, dan gaan dit 'n blye weersiens wees. As ons in die hemel kom en ons sien Jesus en God die Vader en die Heilige Gees, kan ons sê, maar ons ken mekaar. Ons weet wat is ons harte. Ons harte is gekoppel aan mekaar. En Jesus sê dat hulle u ken en dit gaan oor 'n verhouding. God wil sy hart aan my en jou openbaar.
openbaar. Hy wil hê dat ons sy goedheid leer ken, sy genade, sy wysheid, sy liefde, sy karakter en sy trou. Weet jy wat, God is nie besig om homself weg te steek. Al voel dit vir ons baie keer so. Nee? Ons bid en sê, waar is die Here? Dit voel so of hy nou ver is. Ek sê, is God by ons, in ons. God wil naby ons wees. Hy het soveel van ons in stoor. Weet jy wat sê hy? Hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Hy sê, klop en ek sal vir jou oopmaak. Soek en jy sal vind. Daar gaan genade vir jou wees. Kom net nader, leer my ken. En weet jy wat is die wonderlik van vanoggend se boodskap? Is dat ek en jy vanoggend die woning van God is. Kan jy dit vat vanoggend? Kan jy dit vat? Ek en jy is die woonplek van God. Waar hierdie psalmdigter in Psalm 84 kon dit nie sê nie. Want in die Psalm, in die Ou Testament, Psalm, moes hy na die tempel toe gaan om 'n bietjie van God se teenwoordigheid te ervaar. Maar in die Nuwe Testament kan ek en jy God ervaar in sy volheid, in sy krag en sy glorie. En dis die verskywing van die Ou Testament na die Nuwe Testament. Daar was 'n plek gewees in die Ou Testament waar God se teenwoordigheid onder sy volk gevestig was. Maar luister wat die skrif wat ons vroeër gelees het in 1 Korintiërs 3 vers 16, sê Paulus, hy sê, weet julle nie dat julle, ons, 'n tempel is van God en dat die Gees van God in ons woon nie. Die Vader is nie by ons nie, Jesus is nie by ons nie. God die Vader sit op die troon, Jesus die Seun sit aan sy regterhand waar hy vir ons intree. Maar die Heilige Gees, die deel van die Godheid wat naby ons wil wees, wat die Godheid verteenwoordig, maak sy woning, hy maak ons sy woning. Hy maak ons harte sy woning. En ek en jy is nou die tempel. Ek en jy is nou die tabernakel. Ek en jy is nou die woning wat die psalmis van praat. En God se teenwoordigheid is nie net meer verbind aan 'n gebou waarin mense moet gaan nie. God het deur sy Heilige Gees in ons inkom woon. En dink net vir 'n oomblik hoe kragtig dit is. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Die krag van die Heilige Gees wat hier die hele skepping in stand hou, lewe binne in my en jou. Maak my en jou sy woning. Dit is kragtig. Die Ou Testamentiese gelowige mense moes reis. Hulle moes effort insit om by 'n plek van aanbidding uit te kom. Maar in die Nuwe Testamentiese gelowige dra die teenwoordigheid van God binne in my en in jou. God is met ons. God is in ons. Die teenwoordigheid van God is saam met elkeen van ons. Dit is so awesome om so by mekaar te kom en God se naam groot te maak. Maar ons hoef nie in 'n tempel te wees. Ons hoef nie in die kerk te wees om God se teenwoordigheid te ervaar nie, want God is binne in ons. Hy is binne in ons. Ons hoef nie eens by 'n kerkgebou te wees voordat God in jou is nie. Wanneer jy by jou huis is, God is daar. Wanneer jy by jou werk is, God is daar. Wanneer jy alleen is, God is daar. En wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, God is daar, want die Heilige Gees, God die Heilige Gees, woon in my en jou. Kan ons die Here lofoffer gee daaroor vanoggend? Dis amazing. God is met my. Halleluja. Die Psalm sê, hoe lieflik is die woning. En die 4de punt, luister mooi, jy is geliefd omdat God jou gekies het. Die Psalm sê, hoe lieflik is die woning. En ons probeer hierdie gebou so ver as wat ons moontlik is, so mooi in stand hou. Ons het 'n mooi gebou en 'n mooi kompleks. Maar nou woon die Heilige Gees binne in ons en dieselfde wat die psalmdigter gesê het oor die wonings van God. Ja, vir my en vir jou ook. Hoe lieflik
is u wonings, o God. En baie keer dink ons sê, Here, maar hierdie woning is daar nie so lieflik nie. Met al sy foute, met al sy teleurstellings. Ek kan nie dink dat dit moet lieflik wees nie. En weet jy wat die Hebreëse woord vir lieflik is? Yadid. Wat die betekenis dra van lieflik, geliefd, welbemin. En hierdie is so belangrik. Want baie keer as ek hierdie woord bring en ons praat oor God en ons as God se kinders, dan is ons eerste reaksie in ons gedagte is, maar ek is nie lieflik nie. Ek ken myself en ek ken my swakhede, ek ken my foute. Ek weet wat in my hart aangaan. Hierdie woning kan nie lieflik wees nie. Maar die boodskap van die evangelie is dit. Jou waarde word nie bepaal deur hoe goed jy jouself kan regkry nie. Want God het jou reeds gekies as sy woning. God het jou lief en God woon in jou vanoggend. Kan jy amen sê? Dit word nie bepaal deur jou verlede nie. Dit word nie bepaal deur wat jy doen nie. God het dit reeds gedoen. En wanneer God in jou woon, word die woning kosbaar. Nie oor die woning nie. Luister gou mooi. Die woning is nie kosbaar omdat die woning so kosbaar is. Dit gaan oor die persoon wat binne in dit bly. Jy kan die kleinste huisie hê en die amazingste woning. Luister wat ek vir jou sê. Jy hoef nie 'n 3 verdieping huis te hê om 'n amazing woning te hê. Jy kan 'n klein huisie hê, maar 'n amazing woning, want dit gaan oor die persoon wat binne in die huis bly. So dit gaan nie oor die woning. Die lieflikheid van die woning word gemaak deur die persoon wat binne in die woning bly. En God woon binne in ons vanoggend. En dis hoekom die psalmdigter kan sê, en tot op hierdie vanoggend, hoe lieflik is die woning. Kan jy dit vat vanoggend? Omdat God in jou bly, is sy woning lieflik. Die waarde van die huis is nie in bakstene nie, maar dit word bepaal deur mense wat daar in bly, en dit word 'n tuiste. So is dit met ek en met jou vanoggend. Jy is God se woning, omdat hy jou liefhet. Jy het nie gekies dat jy sy woning moet wees. Hy het jou gekies as sy woning. En jy hoef nie eens volmaak te wees voordat God jou kan liefhet. Want die Bybel sê vir ons, toe ons nog sondaars was, toe ons nog onperfek was, toe ons miserable was, het God sy liefde reeds aan ons bewys deur Jesus aan die kruis vas te naal. Want sy liefde het eers gekom. Ons wil eers die huisie mooi, en ek het al daaroor met julle gepraat, in Openbaring 3:20, sê, ek staan by die deur en ek klop. En as jy vir my oopmaak, gaan ek inkom en saam met jou maaltyd hou, en dit praat van woon. Dis nie net so nie verbygaan nie. Ek gaan inkom en ek gaan woning maak. Maar hoekom staan die Here by die deur en klop? Want ons wonings is deur mekaar en vuil. En ons karrel, ons hoor die klop, en ons wil daar binne inkom, of ons wil daar binne in ons wonings ons so regmaak, en gou die matte was, en die mure was, en die skorrelgoed was, en ons wil die stukkende meubels, en die skaars wil ons regkry, en ons wil eers 'n perfekte beeld skep, voordat ons vir die Here gaan oopmaak, om woning te kan inneem. En die Here wil vir jou vanoggend vir jou sê, vergeet van dit. Laat ek inkom en ek sal alles uitsorteer. Ek sal dit skoonmaak. Ek sal herstel. Ek sal heling bring. Maak net die deur oop en besef net vanoggend dat jy 'n woning van God is. Maak jou hartsdeur oop en sê, Here, kom in. En ek weet, U sal alles uitsorteer. In die 5de plek vanoggend, sy teenwoordigheid is die moeite werd. Die skrywer van Psalm 84 moes moeite doen. Hy kon nie in sy dorp na die tempel toe gaan nie, daar was net in Jerusalem was die tempel gewees. So waar hulle ook al was deur die land,
moes hulle 3 keer 'n jaar opgaan na Jerusalem toe. Hy moes reis, dit het tyd gekos, dit het geld gekos. Hy kon nie aangaan met sy boerdery of met sy besigheid. Dit het inspanning gekos om 3 keer 'n jaar in God se teenwoordigheid, en dan is dit nie eens die volheid daarvan, op te gaan en te sê, maar Here, hoe lieflik is die wonings. En ten spyte van die moeite wat hierdie psalmdigter gekos het, sy roep my nog steeds uit, Here, hoe lieflik is die woning. Ten spyte van dit wat my gekos het. En hoekom sê hy dit? Want God se teenwoordigheid was vir hom die moeite werd. En hy het net 'n klein gedeelte daarvan het hy ervaar. Hy kon nie eens in die allerheiligste ingaan nie. Maar weet jy wat, op die kruishout van Golgotha, toe Jesus sterf, toe skeer die voorhangsel van bo na onder toe, en God maak vir my en vir jou die weg oop in God, om in God se totale volmaakte teenwoordigheid in te kan beweeg. En die vraag vir jou en my hart is God se teenwoordigheid vir my en vir jou die moeite werd? Wat die moeite wat daar aangegaan word, is dit die moeite werd vir jou vandag? Is dit die moeite werd om tyd met God te spandeer? Is dit die moeite werd om sy woord te lees? Is dit die moeite werd om te bid wanneer ek nie lus is nie? Is dit die moeite werd om aanbidding, prys en worship bo afleiding te kies? Is dit die moeite werd om my eie wil neer te sit? Is dit die moeite werd om hom eerste in my lewe te stel, sodat ek die volheid van sy woningskap, van sy teenwoordigheid te kan ervaar? En volgens hierdie psalmis is die antwoord 'n definitiewe ja. Dit is die moeite werd. Nie net op 'n Sondagoggend nie, ons praat baie keer daaroor, want hy het iets verstaan. Hierdie psalmdigter het iets verstaan en dit agtergekom. Ten spyte dat hy nie eers die gees van God binne hom gehad het nie, hy moes opgaan na Jerusalem toe, het hy tot 'n besef gekom, niks kan vergelyk word met die voorreg om naby God te wees. En ek en jy sit vanoggend in hierdie awesome omstandighede waar God binne in my en jou wil bly. En luister wat sê in die 11de vers van Psalm 84. Hy sê, want 'n dag in u voorhoewe, 'n dag in u teenwoordigheid is beter as 1000. Een dag in God se teenwoordigheid as 1000 dae sonder hom. Jou beste dag by die kantoor, by die werk, by die huis, by die skool, waar ook al op vakansie, kan nie vergelyk word as in een oomblik in God se teenwoordigheid. Dit is so awesome om in God se teenwoordigheid te kan wees. God het nie net 'n plek nie. Hy het mense uitgekies as sy woning. En ons sit vanoggend in die teenwoordigheid van God. Want ons het God se teenwoordigheid hier ingebring. Want God se teenwoordigheid is binne ons. Ons is die wonings van God. Die groot boodskap van die Psalm 84 begin vanoggend by hoe lieflik is die woning. In die Nuwe Testament verpersoonlik die gedagte dat God nie net 'n gebou het nie, hy het nie 'n woning, hy het 'n woning in my. Die Engelse Bybel sê he's our dwelling place. Dis nie 'n kuier nie, dis nie 'n vakansiehou nie. As jy woon, trek jy in, boots en al. Dis mos so. Dis nie net in die verbygaan nie. Dis nie Jesus gaan nou hier verby nie. God van woning maak, 'n woning skep binne in my en jou. Ek en jy is die plek wat hy gekies het om te woon. Ek en jy is die plek waar homself wil openbaar. Ek en Karen bly in dieselfde woonplek. En ek en sy kan met mekaar gesprek voer oor dit wat in ons harte aangaan, dit wat in ons, die diepste wese word daar geopenbaar gemaak. En dis wat God wil hê, dink net aan jou eie huis. Dis waar die gesprekke, dis waar jy karakter, dis waar jy jou mede-helfte se hart leer ken. En hy wil hê jy moet sy hart leer ken vanoggend. Hy wil hê jy moet sy goedheid smaak.
Hy wil hê jy moet sy teenwoordigheid ervaar vanoggend. En daarom hoef jy nie te dink, ek moet God probeer kry om nader aan my te kom. Nee, hy's reeds naby aan jou. As jy dit net wil besef vanoggend, God is reeds naby aan jou. Die vraag is nie, is God by my nie? Dit is een van die grootste beloftes in die woord, ek is met jou, ek is by jou, soos die skaduwee aan my regterhand. Die vraag is ek en jy bewus van die God wat in my woon? Is ek bewus op 'n woensdagoggend, op 'n donderdagmiddag, op 'n vrydag-aand, op 'n sondagoggend, dat God in my woon? Word ek bewus daarvan? En uit hierdie boodskap uit is daar 3 waarhede wat jy kan saamneem. Die eerste een is bitter belangrik. Ek is gekies. God het gekies om in my te woon. Punt 2, ek is geliefd. God woon in my omdat hy my liefhet. En derde plek is ek is sy woning. My lewe is 'n plek waar God homself aan die wêreld wil openbaar, en dis waar verlede week se boodskap inkom, waar ons 'n verskil kan maak. Want as God in my woon, gaan ander mense sien dat God my sy woning gemaak het. En dis die uitdaging aan jou en my hart. As ek en jy gaan besef dat God sy woning in my en jou maak, dan gaan die volgende gebeur. Dat as ons in die week met mense praat, die uitdaging is, laat hulle iets van God wat in jou woon sien. Wanneer jy by die huis is, laat jou huis 'n plek wees waar sy teenwoordigheid welkom is. Wanneer jy by die werk is, laat jou karakter iets van sy karakter openbaar. Wanneer jy met iemand praat wat seer het, laat sy genade deur jou vloei. Want ek en jy is nie net 'n persoon wat kerk toe gaan. Sê, okay, ek was daarom 'n uur en 'n half by die kerk gewees Sondag, so ek is fyn, ek's daarom alraai. Ek's 'n kerkmens. Jy weet mos waarvan ek praat. Ons is nie mense wat kerk toe gaan nie. Jy is God se woning wat na die kerk toe kom. Dit maak 'n verskil. Jy dra sy teenwoordigheid. Jy dra sy liefde. Jy dra sy genade. Jy dra sy boodskap. En as ek en jy vanoggend kan besef wat Psalm 84 vir my en vir jou sê, Here, o lieflik, is u woning. Here van die leerskare, ek is u woning. En ek wil niks minder as dit hê nie. En dan kan ek en jy besef, ek is een van daardie wonings. God het gekies om in my te woon. God het gekies om homself aan my te openbaar. God het gekies om sy lewe met my te deel. Ek is sy dwelingplek. Ek is sy woning vanoggend. En daarom kan ons 'n gebed bid vanoggend, sê Here, maak my lewe 'n plek waar u graag wil woon. En as ek vir jou 'n vraag kan vra vanoggend is, hoe lyk God se woonplek in jou hart vanoggend? Hoe lyk die woonplek van God in jou lewe? Is hy nommer 1 in jou lewe? Die Psalmdigter sê hy is die hoogste God. Bo alles op hierdie aarde. Hoe lyk die woonplek van God vanoggend? Dis nie hierdie gebou nie. Hy kan afbreek en afbrand en dan God se woning. En dit is so. Dis God se huis en ek en jy is God se woning. Hoor jy dit vanoggend? Die God wat gesê het laat daar lig wees en daar was lig. Die God wat die waters van die sees in sy hande afgemeet het en die berge uitgemeet het. Wat gesterf het en getriomfeer het oor die dood en die hel en opgestaan het triomfantlik. Dis hy wat vanoggend sê, ek wil in jou woon. Ek wil jou my woning maak. En net daar waar jy sit, wil jy nie jou oë sluit en jou hoof te buig. Sê Here, hoe lieflik is u woning. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel
uit tot die lewende, almagtige God. Terwyl jy daar sit, wil jy nie met hierdie God, wat in jou 'n woning wil maak, net met hom praat nie. Sê, Here, ek weet die smagting is om naby my te wees, in my te wees, my u woning te maak. Here, dalk het ek hier weggestoot. Het ek gevoel ek is nie geliefd nie. Het ek nie gevoel ek is in hierdie oggend, is ek nie waardig om u woning te wees nie. Maar Here, u woord kom tot my en sê, ek het jou uitgekies. Ek is lief vir jou. Ek wil jou my woning maak. Ten spyte van hoe hierdie woning lyk. Hy is die meesterbouer. Hy spesialiseer in dit wat die mens dink onmoontlik is. En hy kan vanoggend hierdie woning herstel van al die kraak en die pynhope en die ver wat afdop. Hy kan herstel dit wat verkeerd gegaan het. Hy kan tot die fondasie herstel en hy kan hierdie woning herstel tot 'n glorieryke woning waar God in verheerlik kan word en waar myself aan jou kan openbaar. En as jy vanoggend sê, Here, ek wil myself u woning, ek stel myself beskikbaar om u woning te wees, wil jy nie net daar in jou sitplek saam met my opstaan nie. Ek staan eerste volgens sê, Here, ons as huis van genade, wil u wonings wees, Here, elke man, elke vrou, elke jong mens. Here, maak ons u wonings, Here, dat ons kan uitroep hoe lieflik is u wonings. Ek smag daarna. En ons kan ervaar dat een dag in u teenwoordigheid is beter as 1000 sonder u.